Goeiedag maatjies, sjoe, ek is opgewonde oor vandag, want ons gaan praat oor vrugte en die vrug van die gees. Dis baie belangrik, al twee van hulle. Goed, so, vrugte is belangrik, want dit het vitamine B, E, C, wat julle so goed ken, magnesium, foliensuur en alle soort ander vitamines in wat baie belangrik is vir ons liggaam. Dit help om ons oë, ons hare, ons vel gesond te hou, dit bou ons immuunstelsel en dis goed vir ons spysverteringsstelsel. Die spysverteringsstelsel is hoe die kos deur jou maag beweeg. So, ons kan bietjie later meer daaroor gesels. Klein bietjie meer ingewikkeld as net wat ek nou gesê het. So goed, ons gaan na die vrugte kyk en die vrug van die gees. Dit staan in Galasiërs 5, die vrug van die gees. Vra vir mamma, laat sy dit bietjie vir jou lees. Dis baie, baie belangrik. Ons kan maar elke nou en dan bietjie gaan terugkyk na ons vrug en kyk hoe ons dit kan verbeter. Ons boompies bietjie snoei en hoe ons na ons boompie kyk, sodat ons die mooiste vrugte kan dra. Goed, daar is 9 vrugte van die gees. Kom ons kyk na elkeen. Die eerste een waarna ons gaan kyk is liefde. Dis 'n baie belangrike een. Daar's 'n hele stuk in Korintiërs net vir liefde, waar God vir ons wys hoe om lief te hê. Ek gaan liefde met die arbei assosieer, omdat hy so mooi rooi is, nee. Dis hy. So, die volgende een waarna ons gaan kyk is vrede. Vrede gaan ek assosieer met 'n piesang. Hoekom 'n piesang? Want as jy baie geoefen het, dan help dit dat jou spiere nie so erg pyn nie. Piesangs is baie goed vir jou as jy 'n verskriklike harde oefenprogram het. Eet jou piesangs. Die volgende een is lankmoedigheid. Nou lankmoedigheid assosieer ek met 'n pynappel. Hoekom 'n pynappel? Ja, want jy moet baie lankmoedig wees om 'n pynappel te skil en dit te kan geniet. Dan kyk ons na, baie belangrik, vriendelikheid. Vriendelikheid gaan ons assosieer met 'n varklemoen. Hoekom? Want ons is baie vriendelik na 'n lekker braai en 'n lekker kuier, as ons almal wartlemoen geniet. Ons gooi partykeer mekaar met die wartlemoen en ons lag lekker. Die volgende ene is goedheid. Goedheid gaan ons assosieer met 'n lemoen. Want 'n lemoen is baie goed vir jou immuunstelsel. Julle weet, mamma, as die winter kom, dan is dit net lemoene en hartjies die hele tyd in jou kosblik, nê? Dan gaan ons kyk na sagmoedigheid. Sagmoedigheid gaan ons assosieer met 'n papaya. 'n Papaya is 'n lekker sagte vrug, nê? Baie lekker sagte vrug. Is dit 'n vrug vir ou mense? Want hulle het nie regtig tande nie, nê? En dan, blydskap. Blydskap gaan ons assosieer met 'n kokosneut. Het julle geweet 'n coconut word 'n kokosneut in Afrikaans genoem? Dan het ek julle nou iets liefs geleer vandag. 'n Kokosneut is mos nou iets wat jy by lekker tropiese eilande sien. So blydskap assosieer ons met 'n kokosneut. Nou het ons nog net 2 vrugte oor. Getrouheid, wat ek saam met 'n appel gaan assosieer, want 'n appel is getrou vir jou spysverteringsstelsel. Onthou dit maatjies, as jou maag so 'n bietjie nie lekker voel nie, appels is goed vir jou. Dan, die ander een is selfbeheersing. 'n Turksvye is baie lekker, nee, veral as hulle so yskoud is. So lekker as jy hulle skil nie. Maar om te eet is baie lekker. En ek sien hulle is baie duur in die winkels ook deesdae. Maar as jy te veel Turksvye eet, dan gaan dit nie so lekker wees vir jou spysverteringsstelsel nie. So, selfbeheersing, né, maatjies? Goed, dis al ons vrugte van die gees. Ek glo ons het nou al die vrugte van die gees gekry. Ek gaan vir julle gou-gou 'n bietjie skrif lees uit Galasiërs 5. Ek wil met julle praat oor vers 24. 24 sê, maar nou
gaan die wat in Christus behoort, hulle vlees met hulle hartstogte en hulle begeerlikhede kruisig. So ek wil vir jou vra, hierdie week, bid saam met mamma, laat Jesus jou help, dat jy al die slegte goedjies in jou lewe kruisig, en al hierdie mooi vrugte na vore toe sal bring. Vra vir Jesus om jou te help om daai boompie te kyk en te snoei, sodat jy die mooiste vrugte kan dra, en laat ons 'n seëning kan wees vir ons mamma en pappa, vir ons maatjies, en vir ons juffrouens by die skool. Ek sien julle volgende keer weer, ek kan nie wag nie. Goed gaan, bye!